Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ek wonder nogal waar hierdie idee vandaan kom dat die lewe eintlik swaar moet wees. Ek bedoel, wie het besluit dat as jy ernstig lyk, stadig stap en lyk asof jy sopas die belastingman ontmoet het, jy nou skielik meer heilig is. Ergens langs die pad, veral in die westerse wêreld, het ons amper lyding begin romantiseer. Dis asof ons glo dat as dit swaar voel, dan moet dit seker heilig wees. Ek onthou die tye toe ek klein was en jy in die kerk moes sit, moes jy stil sit. Jy mag nie giggel nie, jy mag nie beweeg nie, jy mag selfs nie eers glimlag nie. Want ons het gedink die Here word ons gedien met 'n ernstige gesig. En as iemand te veel lag en te veel die lewe geniet, te veel spontaan mens is, dan word daar gou gefluister dat hulle oppervlakkig is. En partykeer is daar selfs vir ons geleer dat ons menslikheid amper 'n probleem is, ons natuurlikheid. Dat jy eers moet ophou om mens te wees voordat jy naby God kan wees. Maar wag 'n bietjie, as God ons gemaak het met lag, met kreatiwiteit, met humor, met trane, met musiek, met dans, met liefde, met ons eie liggaamlikheid, hoekom sou hy verbaas en kwaad wees as ons dit gebruik? In die oosterse wyshede praat hulle al eeue lank van om lig te leef, om asem te haal, om nie teen die stroom te beklei nie, om in die oomblik te wees. En snaaks genoeg, dis glad nie vreemd aan die Bybel nie. Die Bybel leer dieselfde. Jesus sê, my juk is sag en my las is lig. Hy sê nie my las is ekstra swaar, want ek wil hê julle moet heeltyd uitgeput wees nie. Nee, hy praat van lig leef, sag leef, vry wees. Ek wonder partykeer of Jesus nie dalk meer gelag het as wat ons dink nie. Ek wonder of hy nie dalk meer grappies gemaak het as wat ons hom toelaat nie. Want party Christene lyk asof hulle gedoop is in suurlemoensap. Jy sien hulle daar in die spar en niemand kyk op nie, niemand glimlag nie. Almal staar na die rakke asof die tomatiesous hulle persoonlik beledig het. En ek dink soms, mense, ons koop brood, nie begrafnispakkies nie. Miskien moet iemand dit vandag hoor. Die lewe is 'n gawe van God, nie 'n las van God nie. Jy hoef nie ekstra swaar te dra om vir God te bewys jy is ernstig oor jou geloof nie. Jy word nie geroep na meer drama nie, jy word geroep na meer lewe. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Oorvloed klink nie vir my soos permanent nors wees nie. Dit klink vir my soos asemhaal, soos lag, soos leef, soos mens wees, soos lief hê. So hier is 3 straatwys gedagtes vir vandag. Eerstens, leef ligter. Gooi die laste af wat nie joune is nie. Jy is nie verantwoordelik vir almal se opinies nie. Jy hoef nie elke wêreldprobleem op jou skouers te dra nie. Jy hoef nie almal gelukkig te maak nie. In 1 Petrus 5 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want sommige tasse is eenvoudig nie jou bagasie nie. Tweedens, gun jouself die lewe, gun jouself geluk, gun jouself vrede. Jy mag lag en jy mag rus, jy mag verlief wees en jy mag die lewe geniet. Jy mag mense lief hê, jy mag jou koffie geniet, jou glas wyn of jou bier. Jy mag 'n sonsondergang bewonder. Jy mag sommer net op 'n random Dinsdag gelukkig wees, sonder om skuldig te voel daaroor. Want Prediker sê, daar's niks beter as om die goeie van die lewe te geniet nie. En derdens, sien die mooi raak, koester dit, dink daaraan. Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar, eerbaar, reg, rein, mooi en lofwaardig is, bedink dit. Met ander woorde, moenie net die drama versamel nie, versamel ook die mooi. Die grappies en die glimlagte, die hond wat by jou by die huis verwelkom, daar die lekker koffie, die stem van iemand wat jy liefhet, die wind en die reuk van die reën en die lag van kindertjies. Want miskien is heiligheid nie om die lewe minder te geniet nie, miskien is heiligheid om die lewe so te geniet, dat jy oral die hand van God begin raak sien. En dalk net dalk, is een van die mees geestelike dinge wat jy vandag kan doen, is om op te kyk in die spar, vir iemand te glimlag, en vir geen spesiale rede nie, net weer 'n lekker mens te wees, ligter te leef, want God het jou nie geskep om 'n gevangene te wees nie, hy het jou geskep om te leef, en soos iemand eenmaal gesê het, die lewe is te belangrik om die heeltyd te ernstig dit op te neem. Stap lig, lag meer, en geniet die geskenk wat God reeds vir jou gegee het, 'n wonderlike lewe. Tot ons weer saam stap, mooi loop.